Hallo, goeiedag. Hoe gaan dit met die mense daar so buitekant? Ja, ons loop, ons is nog hierso. Ons is nog hierso. Die laaste maand en 'n half, soos ek voor in die video gesê het, is dit nogal interessant wat nuwe gedagtes of nuwe denkpatrone of nuwe manier om goed te sien wat begin 'n werklikheid word in my lewe. En soos ek praat met medebroers en susters, medegelowiges, is daar die volgende goed wat uitkom. Dit moet van 'n belydenis gaan na 'n ervaring, na 'n werklikheid. So wat dit vir my beteken is dat jy bely dat Jesus is die Christus, dan kom Christus in jou. Dan kry jy die ervaring van die Heilige Gees om jou. Jy ervaar, jy's dronk in die Gees, of hoe ook al jy mag, baie diepe vrede. Vir my is dit net, ek kan die krag, ek kan die vibrasies deur my lyf voel. Ek voel hoe hardloop die krag hierso, energie deur my kop. Dat my kop wil bars. Ek kan voel die magneetveld soos letterlik om my kop. Ek kan 'n ijskoue gevoel voel hierso, die hoendervleis obviously, dronk op die voete, swaar, kan nie loop nie. So dit is 'n ervaring. En van die ervaring af skuif dit na 'n werklikheid, waar dit nie meer so sekerlik oor die ervaring gaan nie, maar dit gaan oor die werklikheid van God en Christus in jou in. En as jy sit en jy mediteer op dit, en soos daar voel ek die Gees van die Here. Maar nou gaan dit soos, julle is met my, julle is hier. Die werklikheid van hulle is hier. En dit is 'n anderste ervaring, en dit bring vir jou anderste leefstyl vir my. En in die sens van dinge vloei beter en alles, as ek net my fokus op hulle hou. So nou vra die een vriend vir my, maar hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg? So, ek is lankal 'n wedergebore kind van die Here, alhoewel ek vir 14, 15 jaar baie diep spore in die wêreld gaan staan en strap het ek seker nou al 12 na 14 jaar toe, wat ek inoefen om te fokus in die Here in. So, wanneer my kop, my mond en my hart in lyn met die werklikheid van Christus in my. So, ek kan sê, ja, Christus in my, maar dan dink ek in my kop, wat gaan ek môre doen, en ek moet nog waar hierdie, en ek moet nou na skool toe gaan. Yes, Christ in me, a hope of glory, greater is he that's in me, that's in the world, en ek kan praat, maar my kop en my hart is ver van daardie belydenis verwyder. Maar wanneer my hart en my gedagtegang, my siel en my mond, alles in lyn is, en ek fokus, ek sê Christus in my, en ons my hele wese, dan voel ek dit. In die eerste plek is dit 'n baie groot voorreg. Ek is dankbaar vir dit. Ek vat dit nie ligtelik op nie. En dis 'n inoefening. Dis 'n inoefening, is genade. Ek verstaan dis genade. Dit is, hy het ons gekies, ons het nie gekies nie. Is sy geloof. En so, ek is so dankbaar vir my lewe. Ek is regtig dankbaar vir my lewe en wat God so ver vir my gekies en wat nog vorentoe moet gebeur en kom. So ja, ek sê vir hom, dit is wanneer dit vir my in 'n werklikheid tree. Jy hoef nie 10 minute nie. Al is dit 10 sekondes. Is net om dit inoefen. Is om jou wese te kry om my werklikheid te bedink daar en dan. En dan raak dit half minuut, dan raak dit 1 minuut. 5 minute, dan kan jy staan vir 'n halfuur, en so begin jy intimate, maar die werklikheid van dit. Het gaan nie meer oor die ervaring nie. Dit gaan oor die werklikheid van hom nou. En dit is wat vir my gehelp het. Dit is wat vir my gehelp het, en ek is dankbaar vir dit. So, in daardie sens,
het daar 'n nuwe ding gekom ook van Christus in jou en jy in Christus. En wat vir my gewerk het, of nie gewerk het nie, of wat gekom het, is dat Christus in jou transformeer jou om in Christus te wees. Laat ek verduidelik. Wanneer ek Jesus Christus bely, Jesus is die Christus, die Seun van God. Ek glo hy het in die vlees gekom, ek glo hy was gekruisig vir my sonde, en God het hom in die 3de dag opgewek. Uit God, daar is ek uit God gebore. Nou is Christus in my. Nou begin Christus in my werk, om die vrug van Christus te manifesteer, om visible te raak, sodat mense die vrug van Christus kan sien. Nou is dit letterlik nie net meer uit salvation uit nie, maar dit is nou in hoë hemelse plekke, in Christus in, en nou begin Christus in my te werk, om die vrug van Christus visible te maak. So Christus in jou, bewerkstellig, Christ in you produces a fruit for you to be in Christ. As jy hoor wat ek sê, so dit is twee verskillende dinge. Nie is separated nie, maar is nie twee verskillende plekke. In daai sens, so nou begin die die vrug van die Gees meer visible wees, hoe naarmate ek Christus in my toelaat, om my te transformeer, te genees, te skool, om transparant te lewe, om acceptance te wees aan jou eie foute, aan jou eie trauma te werk, om vergifnis te gee en alle goeters, en hoe meer al daai bedekte trauma, emosies meer gedeel word, soos Christus in jou nou help, obviously bekragtig deur die Heilige Gees, dan is dit net 'n life transforming experience, jy weet? En dan het dit vir my begin, ek wil dit nie in 'n boks sit nie, maar ek praat van my eie ervaring, dan het dit nou vir my begin, die werklikheid van hulle is met my hierso. Hulle is met my hierso. So ja, vir my het dit begin by paar sekondes inoefening, meer minute, meer bietjie langer, en het het net van heerlikheid tot heerlikheid gegaan. Ek is nog nie 100% daar nie, maar praise die Here, soos hulle altyd sê, ek is nie waar ek was nie. Ek is nie waar ek was nie. En ek bid dat sy hart, soos my oorlede pa altyd gesê het, hy sê, hier is die informasie, toets dit, as dit vir jou werk, vat dit, as dit nie vir jou werk nie, los dit. Maar ek glo dat dit is Christus in my, wat my help, en is Christus in almal in, en wat nou obviously aan die Here behoort, om sodat te bewerkstellig wat werk in jou, mightily, die Bybel sê, it's God that works in you, mightily to complete unto his good pleasure. He will finish the good work that he started. Maar dit is om in alignment te kom met daai waarheid. En dit is 'n waarheid. Dit is nie as 'n belydenis of 'n fake it till you make it, of dit is die waarheid. So ja, ek glo dat ons is by tyd, daar is 'n tyd wat die skepping wat ryk met 'n ryk halsende verlange wag na die openbaarmaking van die seuns van God. Obviously, seunskap is those who are led by the Spirit. Die wat deur die Gees van God gelei word, dit is die seuns van God. Nie kinders nie, seuns. Seunskap is mos iets wat jy die besigheid van die pa mos bestuur. Jy weet? En dis hoekom my skrif wat ek gister gekry het, I must work the work of him who sent me until the time is completed. So ja, ons moet nie meer, ons moet geaanwyl word in die vestings en die skanste wat ons het, wat ons wat ons waarhede teen die waarheid het, en dit is miskien nie altyd die waarheid nie, maar dit is waarhede wat ons as vestings, en ons defend ons waarhede, ons ons strong mans basically in ons koppe, en wat ons wil na die union in Christ, waar ons is seated, the one spirit with God, daardie werklikheid te begin bedink en te manifesteer deur sy genade. So ek bid die vrede van die Here oor julle in Jesus naam, en mag Heilige Gees net regtig so aktief in julle lewe wees, dat
dat ons nie 'n besluit sonder hom kan maak nie. As hy vir Jesus moes gelei het, dan natuurlik moet hy vir ons ook lei. So, en is die acknowledgement, is die vraag, is die verhouding bou met Heilige Gees, om te sê, kom, hier sê ek, waar moet ek wat doen, en al daardie directions soek, intimacy, 'n dieper verhouding. Okay, maar laat dit goed gaan, en die vrede weer eens, in julle huise, oor julle gedagtes, oor julle gedagtes, die Gees, julle hele wese, en oor elke besluit wat julle maak. Okay, goed gaan, tot ziens.